Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2:14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeyo Tuinroete. Goeiedag vriende, ek is Gerard en dis my voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxadeyo Tuinroete se aanlyn boodskap vandag. Ons skop 'n nuwe preekreeks af wat ons noem Verbeel jou. Maar voordat ons induik in daai boodskap in, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie tyd kan op sy sit. Dankie Here vir u inwoning van u Gees. En dat dit u is wat 'n goeie werk in ons begin het en ook beloof het dat u hierdie werk sal voltooi. Here, terwyl ons vandag gesels oor hierdie aspek van verbeelding, wil U nie kom en juis deur u Gees in ons harte werk en ons verligte oë van die verstand gee, sodat ons kan sien dit waartoe u ons roep en dit kan uitleef. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So hierdie nuwe preekreeks se titel is Verbeel jou, en persoonlik dink ek verbeelding is een van die mees onderskatte, ondergewaardeerde dinge in ons geloof. Miskien is dit omdat baie mense wat skepties is of glad nie glo nie vir ons sê, ag, dis net julle verbeelding. En dan probeer ons nou hulle verkeerd bewys, né, met feite en bewyse. Maar daai selfde mense wat ons geloof aanval, is die mense wat Einstein quote, wat gesê het, imagination is more important than knowledge. Dit is eintlik treffend as jy net 'n bietjie sit en dink daaraan, in hoeveel aspekte van ons menswees speel verbeelding 'n geweldige belangrike rol. Dink nou maar net aan enige iemand wat iets skep, of dit nou 'n ontwerper is van klere, of dit 'n argitek is, 'n bouer is, al daardie dinge. Hoe het Stephen Covey gesê, all things are created twice. There's a mental or first creation, verbeelding, and a physical or second creation. Van ontwikkelaars tot argitekte tot brainstorm, né, dis wat ons dit noem, ons brainstorm. Wat beteken dit? As jy 'n besigheid het en jy brainstorm, jy droom oor die toekoms, jy sien prentjies. Een van ons leiers vertel 'n treffende voorbeeld hierdie week, toe hy verby 'n huis ry, eintlik seker soos 'n plaas, en hy sien hierdie laningbome, hoë bome, wat al die pad oplei, 'n indrukwekkende ingang tot by die Herehuis. En hy dink daaraan dat iemand moes daai bome geplant het. En aanvanklik het dit nie gelyk soos dit nou lyk nie, maar iemand het daai prentjie al gesien. En toe het hulle die bome geplant. En ons kyk vandag na die vrug van dit wat hulle reeds in hulle verbeelding gesien het. Verbeelding is 'n kragtige ding. En ons gebruik dit in terapie. Ek het so rukkie terug weer so 'n bietjie van Viktor Frankl gelees. Hy was mos in die konsentrasiekampe in die Tweede Wêreldoorlog, hy nazi-konsentrasiekampe wat seker die wreedaardigste, mees bose dinge wat mense aan ander mense kan doen, het daar afgespeel, en hy was een van die gevangenes. En hoe hy homself bewapen het deur te visualiseer. Hoe hy al die sleg wat met hom gebeur, gaan omsit in iets goed. Hy het homself gesien praat met skares mense en hoe hy mense gehelp het. Hy het op die ou einde, toe hy nou as 'n gevangene vrygelaat is, het hy 'n hele terapie skool begin. Ek bedoel 'n skool van denke, 'n skool van terapie. Viktor Frankl. So in terapie
In soveel omgewings, ons praat nou nie eens van sport nie, nee, hoeveel keer praat mense oor die visualisering, jou gebruik jou verbeelding in sport, en natuurlik die kunste, dis voor die hand liggend, oor en op soveel maniere gebruik mense hierdie Godgegewe kapasiteit. Dink net gou vir 'n oomblik daaraan, die Skepper wat alles uitgedink het en toegeskep het, is die een wat my en jou geskep het met 'n kapasiteit om te kan verbeel. En tog, as ek dink aan boodskappe, praatjies, gesprekgroepe, is dit een van die dinge waaroor ons baie min praat in ons geloof. En in hierdie 3 weke reeks waarmee ons vandag afskop, gaan ek en jy gechallenge word om ons verbeeldings in te span. Want van die begin van ons geloof af, is dit baie duidelik dat verbeelding 'n belangrike deel was van ons geloof. Hoekom sê ek dit? Kyk na Jesus en Paulus. Kyk na hoe hulle mense geleer het. Jesus, hy het so baie gelykenisse vertel, dat hy bekend gestaan het as die een wat leer deur gelykenisse, maar Matteus 13 vers 34, dit alles het Jesus deur gelykenisse aan die skare vertel, en sonder gelykenisse het hy aan hulle niks vertel nie. Jesus se primêre manier van mense leer was gelykenisse, en wat doen gelykenisse? Wat doen hierdie stories? Wat doen hierdie beelde wat Jesus gebruik? Ek bedoel die oomblik as Jesus sê, kyk, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Onmiddellik is jou verbeelding aan die gang, né? Miskien het jy herinneringe van, jy het op 'n plaas groot geword, jy weet miskien iets van saai af. Miskien is dit net 'n prentjie uit 'n kinderbybel uit wat by jou opkom. Dadelik is jy ingetrek, wat gaan volgende gebeur? Ons breine is net so gemaak, en Jesus het so geleer, Paulus ook. Weet jy of jy dit weet nie, maar as die geleerde mense wat nou met die oorspronklike tekste werk, probeer agterkom of 'n brief regtig deur Paulus geskryf is, of hy die outeur is, dan kyk hulle onder andere na die beelde wat gebruik word, die metafore, die beeldspraak. Want Paulus, een van sy uitstaande kenmerke as skrywer en as kommunikeerder, was die beelde. Hy spring van een beeldspraak na 'n ander beeldspraak, metafoor na metafoor. Dis hoe hy mense geleer het. Ek het nou vir AI gevra, wat is die hoofstuk met die meeste beelde? En ons werk ons nou baie uit Korintiërs deur. Hier's wat AI sê. The most metaphor heavy chapter, 1 Corinthians 3. In this chapter, Paul rapidly shifts between family, nursery, feeding spiritual babies milk instead of solid food, agriculture, describing the church as God's field where he plants and Apollos waters, architecture, calling the church a building with Christ as the foundation, industrial, metallurgy, metallurgie is nou ingenieurswese, né? Testing the builder's work with fire, gold, and straw, sanctuary, describing the congregation as a holy temple inhabited by God's Spirit. Alles in een hoofstuk, een metafoor na die ander metafoor. Hoekom? Want beelde sit ons verbeelding aan die gang, en dis hoe Jesus en Paulus geleer het, en hoekom het hulle ons so geleer? Want dis 'n ander manier van leer wat jou intrek en jou help om te besef, waarvan is jy deel? En vriende, miskien is dit een van die punte wat ons moet maak. In hierdie reeks gaan ons mekaar challenge om ons verbeelding te gebruik. Maar ons gaan ons self net gee vir hierdie challenge as ons besef, ons is ingesluit. Ons is ingesluit in dit wat Jesus en dit wat Paulus beskryf. Waaroor gaan die stories van Jesus? Waaroor gaan die beelde wat Paulus gebruik, die beeldspraak, die metafore? Daar's veral 2 temas. Natuurlik gaan alles oor God se wil.
die skepper van alles, die een wat alles uitgedink het, het 'n plan, hy het 'n wil, hy het 'n doel. En Paulus noem daai doel baie keer die verborgenhede van God. Sê al klaar vir ons, dis nie iets wat jy met hierdie oë gaan sien nie, jy gaan met jou binnekant oë moet sien, jou verbeelding. Maar daar is veral twee temas in Jesus se verhale en sy lering en in Paulus se beeldspraak wat na vore kom. En dis die tema van koninkryk en kerk. As Jesus die storie van die saaiër vertel en hy verduidelik dit later vir sy disippels, dan sê hy, wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Natuurlik is Jesus die eerste saaiër. Wat het Jesus gesaai? Wat is die woord? Hoe som Jesus sy hele boodskap op? Dis die woord van die koninkryk. En dis wat die bose wil steel. En direk gekoppel aan die koninkryk is die ander K-woord. Kerk. En ek hoop dat jy vandag daai prentjie baie duidelik gaan sien vanuit die skrif uit, koninkryk en kerk. Ek bedoel dis waaroor al die beelde wat Paulus gebruik, die metafore in 1 Korintiërs 3 gaan, het gaan oor die kerk. Julle is God se saailand, hierdie gemeente, God se bouwerk, koninkryk en kerk. Die twee temas wat veral uitstaan in Jesus en in Paulus se lering. En miskien is deel van die probleem hoe die woorde wat ons gebruik, wanneer ons praat oor God se wil, sy plan wat ons nou insluit. Ons gebruik die woordjie kerk, en dis nie verkeerd nie, maar ek wonder wat kom by jou op, as jy die woordjie kerk hoor. Hier is ons 'n prentjie. Ek wonder of dit nie meeste van ons 'n prentjie is nie, dis 'n gebou. Maar is dit waaroor Jesus gedroom het? Is dit wat Paulus die beeldspraak, die metafore voor gebruik? Is dit die droom? Is dit waarin hulle ons wil insig gee, my en jou verbeelding aan die gang wil sit, sodat dit ons sal aangryp en onsself sal sien in hierdie storie? Inspireer dit die prentjie van 'n gebou jou om saam met God te droom oor dit wat hy in die wêreld wil doen? Natuurlik, saam met God te droom, nou, deur die Heilige Gees. Iemand het gesê, dreams and visions are the language of the Spirit. En in hierdie reeks wil ons die Here hiervoor vertrou. Dis my gebed. Dat deur die woord en deur die werking van die Heilige Gees, iets van wat Jesus en Paulus gesien het, geplant het, iets van dit, ons verbeelding weer, sal aangryp op 'n nuwe manier. En as ons so uitvee, sien ons hoe ons deelneem aan hierdie droom. Ek wil jou vra om saam te bid vir hierdie 3 weke. En Paulus skryf nogal daai gebed neer, sodat ons dit kan bid vir onsself en vir mekaar. Efesiërs 1 vers 18, dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied. Vanaf ons is sommer nou net 'n oomblik afvat. Kom ons bid. Ons bid, Here, dat dit sal wees asof die Heilige Gees 'n prentjie skilder en ons dit al hoe duideliker sien. Met ons harte, met ons verstand, met ons binnekante, dat ons insig sal hê, dat ons dinge sal sien wat U wil hê ons moet sien, wat U gedroom het. Ons bid vir die verkondiging van U woord, dat dit vrugbaar sal wees deur die Heilige Gees. Gee ons verligte oë in ons harte, sodat ons kan insien die hoop van dit waartoe U ons roep, in Jesus se naam. Kom ons hou aan om hierdie gebed te bid. En miskien is 'n goeie plek om te begin net om dit te beklemtoon, vriende. As dit kom by God se droom en God se wil,
Jy's ingesluit. Ons werk nou baie die Korintiërsbriewe uit, kan ek jou net weer terugvat na hoe daai briewe begin. 1 Korintiërs 1 vers 1. Paulus, hy sê wie skryf? Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus en die broer Sostenes. Dis nogal interessant. Die mense wat Paulus se briewe nou baie bestudeer, ook in die oorspronklike taal, sê dat as jy kyk na hoe Paulus groet en die inleiding van die brief, dan kan jy al klaar agterkom watter dinge wil Paulus beklemtoon. Onmiddellik nadat Paulus sê, dis hy wat skryf, praat hy oor die wil van God. God het 'n plan, God het 'n droom. En dis waaroor hy kommunikeer. En dan sê hy, aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heiliges, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Almal, elke een wat op enige plek al die naam van Jesus aangeroep het. Ek en jy. Ergens in ons lewens, party het hard geroep, party het gefluister. Het ons geroep dat Jesus ons sal vergewe. Op 'n manier het ons geloof in Jesus bely. Enige iemand op enige plek wat Jesus se naam aangeroep het, is ingesluit in hierdie droom, hierdie wil van God. Geroepe heiliges in Christus. Nie in jouself nie, in Christus. Omdat jy in Jesus glo, is jy in Christus. En in Christus het God jou geroep en geheilig. Heilig eerste plek beteken eenkant gesit. Gaan alles oor God se wil. Roep, geheilig, eenkant gesit. Jy's ingesluit. En dan hoe beskryf Paulus dit waarvan ons deel is? Ons het nou al in ons 1 Korintiërs 13 studie en ook in van ons reekse baie oor gesels. En ons gaan vandag weer stil staan by hierdie term. Want stil staan is die verkeerdste woord wat ek nou kon gebruik. Ons gaan vandag weer aan die gang kom wat ons verbeeldings betref met hierdie term. In ons Bybels word dit vertaal met gemeente en op ander plekke met die woordjie kerk. In die ou King James is dit church, the church of God, die gemeente van God. Dit waarvan ons deel is, die Griekse woordjie ekklesia. En ons 'n hele storie, 'n baie interessante stuk geskiedenis agter die vertaling van hierdie woord. Hoekom is dit op 'n stadium vertaal met kerk? Church kom van die Duitse woord kerke af, wat beteken huis, die huis van God. Sit die klem op 'n gebou. En in 'n baie donker tydperk in die kerk se geskiedenis, was daar 'n tyd wat kerk in staat een was, en waar mense met mag die kerk beheer het. En in daai tyd het hulle gekies om die woordjie ekklesia te vertaal met iets wat jou kop vat, jou verbeelding vat na 'n gebou toe waar mense saamkom en waar daar gewoonlik sterk leiers was. Die klem is op die gebou. In Doxa praat ons van die heilige man en die heilige gebou mite, sodat mense mag kan uitoefen. En baie interessant, daar was van die reformatie Duitse mense wat die woordjie anders vertaal het, nie kerke gebruik het nie, anders. En een van die Engelse helde, William Tyndale, het toe gewaag en hy het sy lewe verloor, onder andere as gevolg van dit, om nie die woordjie church te gebruik vir ekklesia nie, maar congregation. Die klem is op mense wat saamkom, en dit bring ons so bietjie nader aan wat hierdie woordjie visualiseer, uitbeeld. Eerste keer wat ekklesia gebruik is, en ons het hieroor ook al gesels, is in Matteus 16, waar Jesus self aan die woord is. En ek wil graag saam met jou soontoe gaan. En laat toe dat hierdie verhaal
die storie van Eklesia, die prentjie van Eklesia vir jou skilder, sodat dit jou verbeelding aan die gang sit. Hoekom? Want dis waarby ek en jy nou ingesluit is. Die Eklesia van God, almal op enige plek, wat die naam van die Here Jesus Christus aangeroep het. Matteus 16 van vers 13 af. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia, ander weer Jeremia of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. Ons stop net gou eers daar. Jesus vat sy disippels uit hulle bekende omgewing uit na die noorde in daai landstreek toe, naby 'n stad, die omgewing van 'n stad wat vernoem is na Herodes Philippus. Hy het dit vernoem na homself en na die keiser, Caesarea Philippi. Het sê vir jou iets van wat in daai wêreld aan die gang was. Mag, koninkryke, empires. En in daai omgewing vra Jesus vir hulle hierdie belangrike vraag. Duidelik is dit vir Jesus belangrik. Wie sê die mense is ek? Wie sê julle is ek? Jesus vra nooit 'n vraag omdat hy nie die antwoord ken nie. Jesus vra sodat ons by antwoorde en insig kan uitkom. En Petrus antwoord, en dis nie die regte antwoord soos die regte antwoord vir die toetsvraag nie. Vriende, hierdie is die fondasie van Eklesia. Die beginpunt. Petrus antwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hierdie is nie 'n toetsvraag nie. Hierdie is 'n openbaring. Jesus sê, Simon Petrus, jy is nie clever genoeg, of dit kom nie deur cleverigheid van mense nie. Hierdie oortuiging, dat Jesus die Christus is, die seun van die lewende God, is iets wat God self geopenbaar het. Christus, gesalfde koning, seun van die lewende God, keiser was, een van sy titels was die seun van God, son of the deified one. Dis op al hulle muntstukke ook gedruk, seun van God. Nou sê Petrus, u is die Christus, die gesalfde koning, maar hy is nie net enige gesalfde koning nie, u is die gesalfde koning van die lewende God, nie die dooie God soos die keiser nie, se God nie. Die lewende God, die Christus, die koning wat God se koninkryk, die skepper van alles, aarde toe bring. En hoor wat sê Jesus toe vir Petrus. Ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, Eklesia. En die poorte van Hades, die doderyk, sal dit nie oorweldig nie. Niks, selfs nie eers die dood, sal dit kan stop wat Jesus gaan bou nie, sy Eklesia. Maar waarop bou Jesus? Die beginpunt van Eklesia, wat ons noem kerk, is die openbaring dat Jesus die Christus is, die gesalfde koning, wat God se koninkryk hiernatoe bring. En vriende, hier is baie beeldspraak net in hierdie stelling. Hier is ons rots en rots, Petra en Petros, is manlike en vroulike forme van dieselfde woord. Petrus kry nou 'n nuwe naam, baie mense het nou daai prentjie gevat en geïnterpreteer, Jesus gaan dit wat hy bou, op hierdie mens bou. Die Rooms-Katolieke Kerk het byvoorbeeld gesê, dis waar die paus se gesag vandaan kom, ek gaan al die pad terug tot by Petrus toe. Ander mense het weer ander interpretasies, maar ek is oortuig dat die feit dat Jesus Petrus se naam verander, en vir hom sê, jy is deel van dit wat ek gaan bou, het meer te doen met wat Petrus bely het oor wie Jesus is. Want dis waaroor die storie gaan, dis waaroor Jesus se vraag gaan.
het die openbaring dat Jesus die Christus is, die gesalfde koning van God se koninkryk, wat sy koninkryk hierna toe bring, soos in die hemel, so op die aarde. Op daai openbaring gaan Jesus sy eklesia bou. So hier kry ons klare kykie in wat hierdie woord beteken het. Wat het mense verbeel? Watter prentjies het hulle gesien? Jesus kon gesê het, ek gaan my tempel bou. En hy sê dit op ander plekke, maar hy sê dit hier nie. Hy kon gesê het, ek gaan my sinagoge bou. Maar wat sê hy? Hy kies baie spesifiek hierdie woord. Eklesia. Wat het hierdie woordjie, wat 'n prentjie? Dit is 'n woord wat te doen het met 'n koning en 'n koninkryk. En as jy nou in die kultuur van daai wêreld ingaan, die taal, spesifiek Grieks, eklesia bestaan uit 2 woordjies wat beteken om te roep en uit te roep. Die uitgeroepenis. Ek wil gou vir jou lees hoe daai woordjie gebruik is. In ancient Greece, the ecclesia was a vital political institution. It referred to the regular assembly of chosen or eligible citizens who gathered to deliberate on civil policies and direct the affairs of their city-state. So dit het alles te doen met heerskappy. Nou in daai wêreld was dit nou 'n demokrasie. So hierdie mense 10-1 ingestem en hulle moes nou die stad of die streek lei. Toe kom die Roman Empire en hulle neem ons nou oor. Wat gebeur toe? When Rome expanded, they allowed conquered Greek cities to keep their local ecclesia. En die meervoud, ek weet nie om dit uit te spreek nie. But changed their purpose. Instead of practicing true democracy, these local assemblies were deputized to enforce Roman law, collect taxes, and maintain order. Their primary job was cultural assimilation, ensuring that the conquered territory grew to look, act, and think like Rome. So hier is die prentjie, baie duidelike prentjie. Dadelik sou die disippels gesien het wat Jesus hier sê. Jesus gaan nie 'n gebou bou nie, hy gaan 'n beweging van mense bou wat alles te doen het met die koninkryk van God en met God se koning, die Christus. Dit gaan die beginpunt wees van die eklesia. En hierdie mense gaan by mekaar geroep word. Dis hoe dit gewerk het in daai wêreld. Toe die Romeinse ryk oorneem, dan stuur hulle nou boodskappers na die eklesia toe in 'n dorp. Hier is nou 'n nuwe wet van die keiser. Die eklesia moet nou sorg dat die nuwe wet geïmplementeer word. Hulle moet sorg dat die boustyl en die kultuur en alles is soos die Romeinse ryk. So koninkryk, koning, boodskappers, eklesia. Dis presies die prentjie wat Paulus het, hè? Hy is die geroepe apostel, boodskapper, herald. Hy het in 'n stad ingegaan, Korinthe, en hy het die evangelie verkondig van Christus en God se koninkryk. En deur daai evangelie het God self mense geroep en hulle sy eklesia gemaak. So die prentjie is baie duidelik. Dit het alles te doen met 'n koning, 'n koninkryk, 'n beleid en 'n omgewing wat nou moet heroriënteer. Dis waarvan ek en jy deel is. En miskien moet ons net hier seker maak dat ons op dieselfde bladsy is. Vriende, as Jesus die evangelie verkondig, aankondig, dan gaan dit oor God se koninkryk. Markus 1 vers 14-15, waar hy die evangelie van God verkondig het, het hy gesê, die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. So die boodskapper, eintlik was Jesus die eerste boodskapper, maar hy is ook die koning. Die boodskapper kondig aan, deur dit roep God sy eklesia, uitgeroepenis. Dit gaan alles om, soos hulle sê, ensuring that the conquered territory grew to look, act and think like Rome. No, not in our case, like heaven.
Jesus Christus is die Here. Hy het oorwin aan die kruis. Hy sê toe hy die dood het opstaan aan my, is gegee alle mag in die hemel en ook op die aarde. Ons is sy eklesia, sy uitgeroepenis, om sy koninkryk se kultuur te vestig nou oral waar hy reeds koning is. En dis oral. Dis hoe hy ons leer bid het, ons Vader, laat u naam geheilig word, u koninkryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. En dit is die roeping en die doel van eklesia. Onthou jy vir die jaar se tema? His glory, our story. En vriende, dit gaan verbeelding vat. Ek sê nou veel. Dit gaan verbeelding vat om hierdie koninkryk en hierdie koning te verteenwoordig. Dit gaan verbeelding vat om by jou werk en in jou omgewing te gaan dink oor hoe kan dinge nou lyk nou dat Jesus koning is. Dit gaan regtig verbeelding vat en hoekom is dit so? Een van ons leiers het hierdie week het 'n beeld hierdie week met my gedeel wat my so getref het. Verbeel jou, ons kry vandag die nuus, daar's 'n nuwe kontinent ontdek. Was nou al die tyd daar, maar niemand het dit ooit gesien nie. Nou ek sê, verbeel jou, want ons dink is nie moontlik nie, maar verbeel jou gou. Kan jy dink hoe daai nuus ewe skielik dinge in ons wêreld gaan wakker maak, né? Ekspedisies, vrae, antwoorde, bewegings. Iets wat nie gesien was vir 'n tyd nie, maar wat nou gesien word. En die oomblik toe hierdie leier dit deel met my, toe besef ek, maar dit is die prentjie. As ons praat oor God se koninkryk, praat ons van die koninkryk van die hemele. As die skrif praat oor die hemele, is dit die onsienlike deel. Kolossense 1, want in hom, Christus, is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik is en onsienlik is. Daar's 'n onsienlike deel, God se hemelse troonkamer van waar sy koninkryk kom. Maar dit wat onsienlik is, word nou sienlik gemaak deur sy eklesia. En ek dink dis hoekom Paulus en Jesus beeldspraak gebruik, stories gebruik, want hierdie onsienlike is nie iets wat ons met hierdie oë kan sien nie, daar's verborgenhede. Paulus sê, hulle is diensknegte van Christus as bedienaars van die verborgenhede van God. Jesus sê vir sy disippels, omdat dit aan julle gegee is, om die geheimenisse van die koninkryk van die hemele te verstaan. Deur die Heilige Gees word my en jou binnekante nou so gedraai, dat ons met ander oë kan behold, aanskou, koning Jesus. Ons kan nou leer oor God se koninkryk, soos in die hemel. Nie iets wat ons kan sien nie. En dit vra verbeelding. Dit vra regtig verbeelding. Lees maar die skrif, oor en oor beelde, sodat ek en jy kan verstaan dat ons lewe nie net met 'n sienlike nie, ons lewe ook met 'n onsienlike. En die onsienlike is die oorsprong van die koninkryk wat God nou hier wil vestig. Ek wonder of dit deel is van wat Jesus bedoel as hy in Matteus 6 praat oor allerlei dinge waaroor mense worry. Worry is 'n negatiewe applikasie, 'n negatiewe toepassing van jou verbeelding, né? Jy sien allerlei prentjies oor wat kan gebeur, wat kan skeefloop, wat gaan mense van my dink? Worry is like a rocking chair, it keeps you going but it doesn't get you anywhere. Jy kan jou verbeelding vir iets beter gebruik. Is in daai stuk wat Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek en jy word opgeroep om ons verbeelding ook aan die Here toe te wy. Prentjies te begin sien van wat hy droom, sy eklesia, 'n beweging reg oor die wêreld, wat die manier van sy koninkryk nou vestig, omdat Jesus koning is. Hoe doen ons dit? Ek sal wou sê in die eerste plek, ons droom saam met die Heilige Gees. Vriende, het jy gehoor wat Jesus sê? Ek sal my kerk bou, ek sal my eklesia bou. Jesus bou hierdie beweging van mense, wat die wêreld gaan heroriënteer na die manier van God se koninkryk. Jesus bou dit, so vertrou hom.
Vra hom. Hy sê aan julle is dit gegee om die geheimenisse te ken. Hy sê dit vir jou. Dis aan jou toevertrou. Bid daarvoor. Paulus bid, gee verligte oë van die verstand. Vertrou die Here en stel jouself tot sy beskikking. Dit wat jy het, dit wie jy is, stel dit tot die Here se beskikking vir hierdie droom wat hy het van 'n eklesia vir God se koninkryk. Ek dink 'n tweede ding is, Jesus sê hy bou sy eklesia, maar oral in die Nuwe Testament waar daar gepraat word van genadegawes, is dit die Heilige Gees wat in mense werk om die eklesia te bou. Ergens gaan ek en jy onsself moet commit, onsself moet gee tot beskikking van die Heilige Gees. Wie ons is en wat ons het, sodat ons kan help Jesus bou, maar hy gebruik my en jou om sy kerk, sy eklesia te bou. So daar's 'n opbouproses binne die gemeente nodig, saam met gelowiges. En dit vra verbintenis. Natuurlik is die kerk wat Jesus bou, sy eklesia, is universeel, nee, dis wêreldwyd. Maar 2 hoofstukke verder praat Jesus oor 'n broer, as hy teen jou sondig, gaan na hom toe. En dan, as dit nie werk nie, vat iemand saam, en as dit nie werk nie, praat jy met die eklesia. Praat van baie persoonlike verbintenisse. Hierdie droom is nie iets wat ek los van ander kan uitleef nie. Ek is nie die eklesia nie, jy is nie die eklesia nie, ons is dit saam. Universeel, maar ergens is daar plaaslike verbintenisse nodig. En ek wil 'n oproep, die spasie waarin die Gees my en jou verbeelding wil gebruik, om die kerk, die eklesia op te bou, is in verbintenisse met ander gelowiges. Maak daai commitment, maak dit vir hierdie 3 weke, droom saam. Daarna gaan ons in 'n proses in van 6 weke, wat ons baie prakties gaan gesels. Ons noem dit iets soos 'n campaign, waar ons baie prakties gaan gesels oor hierdie roeping en ons genadegawes en hoe leef ons dit uit in bedieninge, sodat die eklesia gebou kan word. Maar ons kan dit net in verbintenis doen. Waar is jy verbind? Feesdienste, groepe. In verbintenis. En vriende, ek glo dis in daai omgewings waar die Heilige Gees die woord gebruik om nuwe moontlikhede in ons verbeeldings te laat groei. Nuwe moontlikhede, nuwe prentjies, nuwe visioene, nuwe drome. Ek lees 'n treffende storie hierdie week van die ouetjie se naam is William, maar ek kan nou nie lekker sy van onthou nie. William, hy het in 'n village gebly in Afrika, nou kan ek Wimby, en die village, hierdie klein nedersettingkie was geplaag deur droogte en dit wat hulle geplant het, dit was besig om te vrek, die diere was besig om te vrek. Was regtig 'n haglike seisoen in hierdie dorpie. Is nie eers 'n dorpie nie, hierdie klein nedersettingkie se lewe. Maar wat daar was in daai omgewing was 'n biblioteek. En William is het toe nou in hierdie haglike tyd het hy gereeld die biblioteek besoek, en ergens het hy op 'n boekie afgekom wat iets wys van windmeule. En dit het hom gefascineer. En hy het dit bestudeer en hy het begin droom, hoe kan hy 'n windmeel maak? En hy het toe nou sommer met pyp en 'n stikkende fiets en 'n klomp sulke materiaal iets aan mekaar gelas en 'n windmeel gemaak wat elektrisiteit opwek, en sy huis het 'n gloeilamp, het toe nou 'n lig gehad. En hy het hierdie projek toe nou uitgebrei, en op die ou einde het hy 'n windmeel gebou, 'n hele projek wat water kon pomp. En dit het sy dorpie se landbou, sy hele lewe verander. En dis nou 'n ware verhaal. Daar's 'n best-selling boek. Wat is dit? The Boy Who Harnessed the Wind. Is 'n film gemaak ook. The Boy Who Harnessed the Wind.
Toe ek dit lees, toe hoor ek en ek sien net wat Jesus sê. Ek sal my kerk bou. Deur sy gees is hy besig met 'n beweging, sy eklesia, reg oor die wêreld, wat met die energie van God se wind funksioneer. En dis 'n spasie waar ons verbeeldings aangegryp kan word. En waar ons drome kan begin droom. Hoe is dit? Maar ons gaan net daai drome kan droom saam met ander gelowiges. Ons gaan moet opgebou word as eklesia. Ons gaan mekaar moet lief hê, soos Jesus gesê het, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. En in hierdie ruimte, ek glo dit met my hele hart, in hierdie ruimte is daar drome wat wag om gebore te word, sodat die dors in die wêreld geles kan word, sodat die onsienlike koninkryk van God sienlik gemaak kan word deur sy eklesia. God droom 'n droom oor sy kerk. En die Gees nooi elke een op enige plek wat die naam van die Here aangeroep het om saam te kom werk aan hierdie droom. En ek wil by jou pleit, ek wil vir jou vra, ek wil 'n appel maak op jou wil, man, as ek jou kan omkoop, sal ek dit ook wil doen. Dat jy vir die volgende 3 weke sal saam droom. Ek hoop jy kan ergens in 'n gesprek wees, waar jy kan praat oor hierdie skrifgedeelte oor eklesia, en droom saam en bid saam, dat die Heilige Gees dit in sal graveer in ons verbeeldings. Dis waarvan ons deel is, 'n beweging vir God se koninkryk, om die wêreld te heroriënteer tot sy kultuur. En dat ons so in verbintenis met mekaar sal groei in sy liefde, sodat ons harness, gedryf deur die wind van God se Gees, hierdie wêreld kan voed met sy lewe. Vriende, dit is waarmee ons gaan besig wees vir 3 weke, en ek wil jou uitnooi, en daarna begin sommer nou al ook besin. Ons gaan van volgende week af meer detail gee oor die 6 weke proses, waar ons dan baie prakties gaan praat. Hoe neem ek en jy deel aan die opbouproses waarmee Jesus besig is in sy eklesia vir dit wat hy in die wêreld wil doen. Die Here seën vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U drome droom en dat U dit die waarheid maak, die werklikheid maak. En Here, baie keer as ons hoor hierdie plan wat U het, Here, dan voel dit baie keer, maar hoe kan ek deel wees van dit? Vandag wil ek regtig bid vir myself en vir elke een van ons vennote, Here, dat U deur die Heilige Gees sal werk en hierdie woord sal bevestig. Ons is ingesluit in hierdie droom. Ons is in Christus, sy eklesia. En dat hierdie prentjie mense se verbeelding sal begin aangryp, soos wat ons daaroor dink, soos wat ons daaroor praat, soos wat U gesê het, Jesus, soos wat ons die koninkryk eerste soek. Maak 'n appel op ons verbeeldings. Arresteer ons gedagtes vir die koninkryk. En Here, U het gesê, U sal sorg vir die res. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir ons kuier weer volgende week saam en ons aangaan met verbeel jou.